Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 18de November, Koffiekuier 992. Verlede Vrydag het ons 'n bietjie gesels na aanleiding van Lukas 21, daardie gedeelte waar Jesus met die profetiese redes besig is en eintlik die disippels en ook vir ons natuurlik dan nou waarsku om fyn te let op die tekens van die wederkoms, die feit dat hy weer gaan kom. En dan sluit hy ons nou daardie gedeelte af in vers 36, waar hy sê, maar wees waaksaam en bid altyd deur dat julle die krag kan ontvang om deur al die dinge wat gaan gebeur, behoue te bly, sodat ons voor die seun van die mens kan verskyn. En ek het Vrydag vir jou uitgenooi en gesê, maar hoe bly ons waaksaam? Ek bedoel, hoe leef ons met hierdie verwagting van Jesus se wederkoms? En wat doen ons intussen tyd? En ek het gedink om vandag so 'n bietjie verder oor hierdie vraag met jou na te dink. Want ons kan ons nou 'n klomp goed opnoem. Ons kan, soos wat die disippels deur die tyd of die mense van daardie tyd, kan ons kyk na die tempel en sê, joh, kyk net hierdie kerk wat ons opgerig het, ons godsdienstige kwalifikasies en kan ons maar amper sê vermoëns, dit wat ons bereik het. Mense kan daarna kyk en jy kan so gefokus wees op hierdie goed dat jy eintlik die teenwoordigheid van Christus in jou lewe miskyk. Dat dit op 'n manier nie gaan oor waarmee God besig is nie, maar oor wat ek en jy doen. En ek dink dan mis ons die punt. Dit is immers vir my die waarheid van hierdie profetiese redes ook. Dat die Here Jesus vir ons sê, dit gaan nie oor dit wat hier gebou is, 'n mensgemaakte goed nie. Dit gaan oor waarmee is God besig. En dan wil ek daarby aansluit, vriende, ook eers komende Sondag, en ek sal Vrydag bietjie meer daaroor sê. Die eerskomende Sondag vier ons in die kerklike jaar, dis die laaste Sondag van die koninkrykstyd hierdie jaar, en ons vier Christus die Koning Sondag. Dis die Sondag waarop ons spesiaal nadink daaroor om te sê, maar wat beteken dit vir jou en vir my om te sê, Jesus is ons koning, God is ons koning? En in die lyn hiervan wil ek dan nou vanmôre sê, maar as ons nadink oor wat doen ons, hoe bly ons waaksaam totdat ons koning weer terugkom met sy weerkom, dan dink ek is daar natuurlik 'n klomp teks wat ons kan lees daaroor, maar daar's een teks wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte, in hierdie tussentyd wat ons moet wag op Christus se weerkom. En ek wil saam met jou lees vanmôre uit Matteus hoofstuk 25, daarvan vers 31 af. Matteus haal ook die profetiese oordeele aan, die profetiese redes, maar hy sit een by wat Lukas in sy evangelie nie het nie. En hoor hierdie woorde, jy gaan dit onmiddellik herken as ek saam met jou lees. Hy skryf, Jesus sê dan nou, wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op die koninklike troon gaan sit. En ons verwag mos, hy is ons koning, né? Hy sal op sy troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei, soos die wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. En hoor dan hierdie bekende woorde, né? Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. En dan gaan Matteus ons nou verder om Jesus se woorde aan te haal, om dan ook te sê, dieselfde woorde word dan nou vir die aan sy linkerkant, die bokke, gesê, maar julle het dit nie gedoen nie. En dan vra die ouens nou, maar waarom het dit nie gedoen nie? En dan sê Jesus vers 45 vir hulle, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook aan my nie gedoen nie. Vriende, dit is 'n baie bekende gedeelte uit die woord van die Here. Gedeelte wat ons al baie preke oor gehoor het en hierdie
hierdie boodskap, hierdie woorde, moenie daar wees om jou te laat skuldig voel en in een of ander gemoedsbestemming in te laat gaan, van ek doen nie genoeg nie en ek moet meer doen en al. Maar as ons die vraag vra, hoe wag ons, hoe bly ons waaksaam en bid op die koms van die koning, die tweede koms van die koning, dan sê Jesus vir ons, dit is baie eenvoudig. Raak besig om in hierdie wêreld goed te doen. Raak besig om in hierdie wêreld om te gee vir hulle wat jy dalk gering ag, vir hulle wat jy dalk dink tel nie. Want sê Jesus, wanneer jy dit in een van hulle doen, dan is dit so goed jy doen dit in my. En ek wonder baie keer of ons nie as gelowiges so vasgevang raak, en ek sê dit met groot liefde, met 'n stuk versigtigheid eintlik. Ons raak so vasgevang in ons godsdienstigheid, in alles wat ons doen, terwille van ons en ons saligheid, en ons hemel toe gaan eendag. En dit is natuurlik waar en belangrik dat ons hierdie goed ook moet doen. Maar Jesus kom maak hier eintlik ons oë so bietjie oop en sê, kyk rondom jou. Kyk 'n bietjie na die mense wat oor jou pad kom elke dag. Hoe hanteer jy hulle? Want geloof en Christendom word daar sigbaar. Wanneer jy vir iemand kos gee, of klere gee, of water gee, of besoek wat siek is of in die tronk is, wanneer jy vir hulle omgee, wanneer jy met 'n stuk Jesus liefde na hierdie mense toe uitreik, dan is jy besig om die regte goed te doen met die oog op sy wederkoms. En vriende, natuurlik het ons nou deur al die eeue heen in die kerk en in die gemeentes waarvan ons deel is, het ons 'n klomp projekte en ons is besig met opheffingswerk en barmhartigheidswerk, getuieniswerk en omgeewerk. Natuurlik doen dit. Fokus daarop. Want dis die manier, is ek oortuig daarvan, dat ons waaksaam kan bly en kan bid, sodat ons die wederkoms van Jesus kan verwag. Die vraag wat ek vanmôre alreeds wil vra, en ek sal Vrydag so 'n bietjie meer daaroor praat. Ons sê maklik, Jesus is ons koning. En ons het gisteroggend in die predikante preekwerkgroep ook 'n bietjie daaroor gesels. Maar besef ons altyd wat dit beteken as ons sê Jesus is ons koning. Ek gaan Vrydagoggend 'n bietjie meer daaroor gesels, maar ek wil jou uitnooi om te sê, in hierdie tyd wat ons so oor baie goed kan kla, wat ons nie altyd weet wat om te maak, hoe om te dink oor die lewe nie, sê die Here Jesus vir ons, dit is eintlik baie eenvoudig. Gee om. Leef my liefde uit. Lê 'n stuk deernis vir hulle wat dalk so 'n bietjie op die rand van die samelewing staan. Want jy weet nooit of jy dit nie dalk aan my doen nie. Kom ons sit so, dan bid ons vanmôre ook saam. Hemelvader, wanneer U in die woord vir ons uitnooi om deel te raak van die koninkryk en om besig te raak met koninkrykswerk, dan dink ons baie keer aan die groot goed wat ons doen in die kerk en godsdienstige goed en al daai goed, wat mooi en reg is, Vader. Maar wanneer ons op 'n doodgewone menslike vlak 'n stuk medemenslikheid het, dan lyk dit vir my, sê U Here Jesus vir ons, dis Christendom. Dis waaroor geloof gaan. Dis wat dit beteken om te sê, Jesus is koning. Wanneer jy in jou alledaagse lewe met wie ook al oor jou lewenspad kom, 'n stukkie van God se liefde uitleef teenoor hierdie mense, dis wat saak maak. En daarom, Here Jesus, wil ek vanmôre kom pleit en vir U vra, dat U ook deur die Gees vir my sal help, en my oë sal oopmaak, vir hierdie klein dade wat elke dag oor ons lewenspad kom, en dat ons sal vra, Here, hoe kan ek U bedien? Met kos, met klere, met iets om te drink, besoek wanneer die siek is of besoek in die tronk, en dat ons op hierdie manier ook ons verantwoordelikheid, ons omgee, ons liefde, ons kind wees van die hemelse koning, dat ons dit so prakties sigbaar kan maak. Dankie dat ons U kan vertrou om ook hierdie pad saam met ons te loop. En ons bid dit, Here Jesus, net in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag. Gaan doen die klein dade van praktiese liefde uitleef, want dis hoe ons die tyd omkry, om by wyse van spreuke, totdat ons koning weer kom. Geniet jou koffie, geniet jou Dinsdag, ons gesels Vrydag so 'n bietjie verder. Mooi loop.